Ons het vroeër van dese week by Zenobia Kloppers gaan kuier om uit te vind waarmee sy haar deesdae besig hou. Nou sê vir my, hoe het maar gesê? Moet jy sê as jy magistraat vir jou vra, wat is jou naam? Benjamin Kumuti. En wie is jou pa? Salang Kumuti. En waar woon jy? Wolwekraal in die Lange Kloof. Dis ons grond. Wat was jou drome vir jouself as kind? Weet jy, ek wou vandat ek seker gebore was, sal ek amper sê, wou ek sing en toneel speel. En dit was maar my drome van kleins af. Ek kan nie 'n tyd onthou toe ek nie dit wou doen nie. Jy doen werk vir radio, jy doen advertensies, jy's 'n stemkunstenaar. Ja. Wat is vir jou die lekkerste? Ja, weet jy, Dorien, as ek die een ding doen, hè, soos nou met Villa, voel ek, ja, dit is nou fantasties om dit te doen, en jy leef je so in, en jy leef je so uit, en jy raak mense met die rol, you know. Maar, en dan doen ek weer miskien soos ek de Gomma doen het, ek het Gomma vir meer as 2 jaar gedoen, en op die stadium was het like, wow, dis musiektheater, dis fantasties, dis wat ek wil doen. Jy maak ook maklik aksente na, lyk dit vir my. Ja. Nou weer eens, jy's van Namibië, maar kan jy die Kaapse aksent byvoorbeeld namaak? Ja, but yes, of course, man, what you think of me? Like, ek miskien vir jou taal, of wat sê jy? En van volgende week af is jy te sien as Villa Ja. by Aardklop. Vertel vir ons daarvan. Ja, Villa is, ek dink seker een van die mees gesogte rolle wat 'n mens kan speel. Veral as jy nou moet op kleursin speel, seker nou as 'n breinaktrise. Dink ek is dit een van die groot rolle wat 'n mens net van kan droom om te speel. En ek is baie gelukkig dat ek die rol kon kry. Natuurlik het June van Merwe dit eers gedoen tot Junie maand, maar ongelukkig het sy nou ander verpligtinge gehad. En ek was verskriklik gelukkig om dit by haar oor te neem. Maar Villa self, sou ek sê, is 'n geweldige aardse mens. Sy is op 'n manier, sy sag, maar ook het sy 'n dik vel, sy's taaf, sal mens eintlik sê. Ek dink sy's eintlik die tipe vrou wat 'n mens graag wil wees. Eerlik, sy staan op vir haar regte en sy sien haarself as mens en sy kyk na ander mense as mense. Dink jy dat mense jou dalk mag vergelyk met June en 'n Charlene? Ek dink hulle sal. Ek dink dit is onvermybaar. 'n Mens word altyd vergelyk met veral met Charlene in terme van daai rol. Maar ja, die vergelyking gaan definitief daar wees en 'n mens moet maar kyk wat word gesê. Dankie Zenobia. Baie dankie Dorien.